Môre is anders. Geskryf deur Stefans Coetzee, voorgelees deur Karen Loots. Die stoeplig skiet aan toe ek uit die kombuis stap. Vulle sak in die hand. Ek skop die waterpistool uit my pad. Roep die twee ouer seuns oor my skouer. Kom tel op julle speelgoed. Geld groei nie op my rug nie. Wolke steek die maan en sterre weg. In die verte donder die weer. Ek hoop het reën vanaand, want ek kom nie aldag by grasnat maak uit nie. Jy moet hulle speelgoed vir hop gee, roep my vrou vanuit die kombuis. Sy praat van die bure se seun wat altyd huppel. Dit sal hulle leer om al goed op te pas. Ja, my lief, ek het lankal geleer om my mond te zip. Wat ons moet doen, is om alle kredietkaarte te knip. Een karretjie se wiel breek en ons koop 10 ander. Ons vriende mag mos nie sien hier stukkende speelgoed nie. Dieselfde geld vir ons klere, dit blyk skaars en... Hoekom blaf die honde nie? Dink jy iemand het hulle vergiftig? Die houtlepel in haar hande sny deur die lug soos sy praat. Ons moet soos Magda 'n klein hondjie kry, vir die huis. Ek sal op Facebook vra, anders moet jy môre by die shelter stop. As jy na werk gaan, kan die seun saamgaan. David strompel nader, titiebottel in die mond. Hy skiet sy hande in die lug. David sien nie. Ek tel hom op, soen hom in die nek. Eers môre, kom ek change jou doek. Hy probeer homself uit my hande stwie. I'm fine. Is hy? Ek lig hom hoog en soen hom totdat hy begin borrelag. Klaar, sê hy uit asem. Klaar! David lê later oor my skouer terwyl ek na die notas op die sticky note staar. 1. Stuur faktuur. 2. Voltooi onderhoud. 3. Skryf resensie klaar. Ek het die eerste 2 doodgekrap, maar sukkel met die resensie se einde. Kort nog 105 woorde. Emiel het al 3 keer ge-WhatsApp om uit te vind hoe dit vorder. Maar na die debat op Facebook oor die snot Jan Tities, wat resensies skryf sonder die nodige grade, het ek my lus verloor. Dit doen by my, prewel David. Papa kan nie, ek moet nog werk. 10 minute, beloof ek. Ek gaan nog wakker wees as hy vir die eerste titie wakker skrik. My vrou roer iets op die stoof. Dit ruik lekker. Hy slaap deesdae baie, is hy okay? Seker die hitte. Ek lê hom op die bank neer. Skuif 2 stoele teen aan die bank, sodat hy nie kan afrol nie. Maak die ouer seun stil. Ek tik sy boutjie liggies. Here, hoe kom ek elke dag hier uit? Werk myself mors dood en teen slapenstyd het ek hom skaars vasgehou. En elke aand beloof ek myself, môre is anders. Maar my halfdag salaris is te min om kos op die tafel te sit. As ek nie resensies of kortverhale skryf nie, leef ons op brood en pap. My vrou skuif my rekenaar eenkant, begin die tafel dek. Het Martin jou al betaal? Ek het die notification gekry, so die betaling sal enige tyd wys. En dagblad? Ek skud my kop. Jy moet vir Monica sê, jy kan nie tot donkernag werk en sy betaal jou nie. Dis die lewe van vryskut, my lief. Almal betaal eers nadat jou werk gepubliseer is. Ek het geleer om my lief by te voeg. Dan klink ek nie ongeduldig nie. Ek dreig die groter seuns disk aan die dood om stil te bly. My vrou lig haar kop bo die selfoon. Is my video ook te hard? Nee, my lief. Mamma nie gil soos 'n besetene. Net dink die buurvrou ek vermoor hulle. Tel met haar. Dis maklik om 'n spreuke 31 vrou te wees as jy al die geld in die wêreld het. Stilte. Dan. Hoekom skryf jy nie vir die ander tydskrifte ook kortverhale nie? Tyd. Maar dit sê ek nie. Ek maak of ek haar nie gehoor het nie. Verander die onderwerp deur op die kinders te fokus. Is julle huiswerk klaar? Julle kamer skoon? Ek het net Emiel se e-pos gestuur met 'n kort nota waarin ek hom bedank vir sy geduld, toe David hoes. Ek loop vinnig kamer toe, sodat hy nie my vrou wakker hoes nie. Maak 'n melkie gaan lê met hom op die bank, streel sy rug. Ek mis die aande toe ek nog voltyds by die radiostasie gewerk het. Ek en David het ure gelê, terwyl ek die volgende dag se musiek in my kop uitwerk.
Nou moet ek 3 goed doen om die pot aan die kook te hou. Miskien moet ek nog 'n boek aandurf. Met die huidige blitsverkoper kon ek die trouskuld afbetaal. Ek trek David stywer teen my vas. Dit is ons eerste maand sonder skuld. Volgende maand is die begin van 3 maande met 5 verjaarsdae en die nuwe skooljaar. Dan kan ek vir die eerste keer in my lewe asemhaal. Dalk die resensies los en meer tyd met die kinders spandeer. David se liggaampie ruk teen my. Voor ek kan keer, gooi hy oor my op. Ek spring op, hou hom stywer vas. Sit in die badkamer 'n koue waslap op sy kop nadat ek hom afgevee het. Wag nie lank nie, hy gooi weer op, soos 'n projektiel. My vrou verskyn in die deur. Wat's fout? Seker 'n maagvirus. Dink jy nie hy het COVID nie? Ek skud my kop. Dan sou ons almal gehad het. Tap badwater in, trek ons albei uit. Ek sal later die skoonmaak, kom ek kram eers rustig. Moet ek vir hom Panado ingee? Ons kan probeer. Die honde blaf vir iemand in die straat. Mani roep. Vra of David okay is. I'm fine, piep David in my arms. Doe dit by my. Ek hou David na my vrou uit. As jy hom gaan neerlê, sal ek gou die vloer was en die klere in die wasmasjien druk. Maar hy klou vir die dood. Ons doe dit my. Ek slaap swak. Nie omdat ons op die toermatras in die sitkamer lê nie, maar omdat David kort wakker is. Moet ek hom nie hospitaal toe vat nie. Ek Google. As 'n baba meer as 3 keer opgooi nadat hy op sy kop geval het, moet hy by 'n hospitaal uitkom. Hy het mos vanoggend hard op sy kop vanaf die bed geval. Was dit harder as wat ons gedink het? Hoekom nou eers opgooi? Of is dit sonsteek? Ek probeer om op my banktoep aansoek te doen vir 'n lening. Iemand, word ek in kennis gestel, sal my bel. Hoekom het ek die verdomde lening toegemaak? Hoekom het ek nie gewag totdat ek eers genoeg geld vir 'n noodgeval weggesit het nie? By wie kan ek in die tyd van die oggend geld leen? Toe hy weer opgooi, spring ek op. Roep my vrou. Ek gaan hospitaal toe. Trek eers iets skoon aan. De hel met die mense, ek gaan nie langer tyd mors nie. Ons kan jou nie help voordat jy nie vir die scan betaal het nie, sê die vrou by die hospitaal kaartmasjien in die hand. Ek sal julle betaal, ek het net nie nou geld nie, en die bank is nog toe. Ek probeer my inhou, om nie te begin vloek en skree nie. Ek was al 2 kere hier, albei kere het ek kontant betaal. Die beste wat ek kan doen, die vrou se stem is ferm, soos 'n regter wat 'n doodsvonnis uitspreek, is om vir hom iets in te gee, vir die opgooi, maar dis al. Jy moet sy pong toe gaan. Dan, soos alle arm blank is, ek wil die vrou gryp en rondskud. Die rede hoekom ek bly waar ek bly, is omdat dit die goedkoopste huis die naaste aan die hospitaal is, vir 'n noodgeval. Ek het nie nou petrol om die 9 km se pong toe te jaag nie. Sy kyk my aan totdat ek opstaan en loop. By die deur roep sy my terug. Sy wys na waar ek gesit het. Meneer, jou selfoon. Jy weet natuurlik by wie jou man slaap terwyl jy nagskool werk. Ek moes net 'n steek inkry, maar dit laat my nie beter voel nie. By die motor maak ek David vas in sy stoeltjie. Veg teen die trane. Klim in. Sal ek sy pong haal? Iemand klop aan die ruit. 'n ander vrou. Papier in die hand. Ek sug. Maak die deur oop. Ek sal om verskoning gaan vra, maar ek gaan hulle steeds op Google Maps 'n 1 ster gee. Sy noem my naam. Vra of ek die resensent is. Ek beamoen dit. Wys na David. Hy moet by die hospitaal kom. Jy was destyds die enigste resensent wat my boek resenseer het. Ek het nou nog die koerant uitknipsel. Te danke aan jou het ek aangehou. Sy lag. 3 boeke later en ek het nie eens geweet ons bly in dieselfde dorp nie. Kom, ek's 'n dokter. Laat ek jou seun help.